Right, hoe werk magnetiese kunsmis, nee? Check bietjie hierso. Hier's 'n magneet wat actually hierdie goed aantrek. Okay, is nie regtig kunsmis nie. Die goed se naam is Regenerate, nee. Hoekom en waarom is hierdie goed belangrik? En hoe help hulle jou om actually jou kunsmis te sny en nog steeds dieselfde tipe oes te af te haal? By die Pro Tour vir Jan daar gehad vir Regenerate. Hy vertel ons bietjie meer. So, hierdie is, noem het nie 'n hele kunsmis vervanger nie, maar 'n kunsmis reducer en basically, so, geef vir die slim man dat hy vir ons weer vertel, nee. Dankie, Choopie. Ja, ek hoor die manne praat oor die probleme in die Midde-Ooste en die moontlike tekort aan kunsmis. Die produk wat ons het, kan definitief help om die kunsmis wat julle wel tot julle beskikking gaan hê, 'n bietjie bene te gee. Net so voor jy daar kom, gee my net bietjie jou agtergrond. Jy kom uit die kunsmis game uit, nee. Ja, Choopie, ek het vir 30 jaar gewerk in chemiese kunsmisbedryf. So verstaan so klein bietjie van plantvoeding. So op die einde van die dag, dis nie dat dit net 'n hocus-pocus storie was nie. Wat het jou kop geswaai om te besef, luister hierso, maar hierdie ou wat nou vir ons gel gegee die eerste keer het nou hierdie ander goed bymekaar gesit en hier's actually Meriete in. Ja, Choopie, ek dink 'n mens moet net gaan kyk na wat in die vrugbare gronde van die wêreld aangaan. As jy kyk na die vulkaniese gronde van die wêreld, kos noem 'n paar voorbeelde, soos die gronde in Rwanda, Burundi, wat nou in Afrika lê, en dan 'n hele paar ander plekke in die wêreld. Nou die tipiese eienskappe van daai vulkaniese tipe gronde is dat hulle 'n baie hoë KIK, hulle is hoog in organiese materiaal, hoë fosfaatretensie, en dan die laaste belangrike ding is, hulle is hoog in paramagnetisme. Nou dis 'n paramagnetisme. Wag. So, Sê dit weer. Paramagnetisme. Korrek. Hoekom wil ek magneet in my grond hê? Okay, ek gaan probeer verduidelik. Dis 'n gedeelte van natuurlike grondvrugbaarheid wat eintlik vir jare verwaarloos is. Maar die wetenskaplikes is al daarmee besig van 1740 af. So wat Clayton gedoen het is produkte gemaak om die paramagnetisme te probeer verbeter in gronde. So hy het nou biochar en dan vulkaanrots bymekaar gesit. As jy die twee goed kombineer, kry jy twee goed reg. In die eerste plek gee jy blyplek vir die organismes. Dis nou die koolstofkomponent. Dis die koolstofkomponent. Ja. En dan die vulkaanrotsgedeelte verhoog die paramagnetiese eienskappe van jou grond. Hoekom wil ek dit verhoog? Ons probeer om dit eenvoudig te sê, die vulkaanryke gronde, vrugbare gronde van die wêreld namaak. Okay. Nou, so dit werk daar, so dit moet hier werk. Presies. Right. En wat dit eintlik maak is dit verbeter die opname van die plantvoedingsstowwe en daarvoor het ons hoop en navorsing om te wys. Ek wil nou sien wat gaan die boksie doen. Wat die masjienkie doen is dis 'n vreeslike eenvoudige apparaat. So hierso is nou grond wat ek vanmôre net hier buite gevat het. Ja. So ou gooi hom net in daai gaatjie en ek het hom nou nie aangesit nie want hy staan nou in die son en hy's baie elektroniese goed, so hy gaan nie akkurate lesing gee nie. So dan kan ek sien jou grond se lesing, hierdie grond wat ek hier buite die terrein gevat het, lees 100. Ons wil graag hê die gronde moet by 300 wees. So ons kan duidelik sien dat ons produk Regenerate sal waarde toevoeg hier. Maar daai bietjie wat jy dan nou insit, is dit genoeg om daai paramagnetisme storie op te tel? Jy moet dit oor die langtermyn gebruik as jy wil daai hoë lesing sê, want onthou ons gebruik baie lae volumes. Maar die belangrike ding is ons verander net die paramagnetisme binne in die band. Want hierdie produk word gebandbaar saam met jou kunsmis. Okay. Julle, soos ek het verstaan, het julle nou al soos 20-30% kunsmis gesny. En wat is die resultate wat julle gekry het uit dit uit, even though julle die kunsmis nog steeds gesny het? Okay, ek dink die beste proef om voor te hou is die 3 jaar proewe by Tygerhoek.
waar hulle 30% van die bandplaaskunsmis vervang het. Daar het hulle 22,5 kg regen toegedien en dis die syfer wat ons aanbeveel. En die 3 jaar gemiddelde resultaat is 16,4% opbrengsverhoging. Met daai minder kunsmis op die einde. Met die minder kunsmis. Maar ek dink ons moet net iets sê oor die minder kunsmis. Ons aanbeveling is, begin by jou 22,5 kg Regenerate en jou plantvoedingkundige bou vir jou 'n volledige kunsmisprogram rondom dit. So hy sal besluit as hy na jou grondontleding kyk, waar's die plekkies waar hy kan kunsmis sny. Ou moenie net lukraak kunsmis verminder nie. So julle is nog steeds van luister hierso, dit gaan oor hou die boer volhoubaar op die plaas, maar hier's 'n oplossing wat ek in die langtermyn nie so afhanklik sal wees van wêreldgebeure en daai tipe bevindinge nie. Ja, ek dink is belangrik om ook te noem die oordrag-effek van die goed. Op Tygerhoek waar hulle die produk 2 jaar gebruik het en in die 3de jaar dit nie gebruik het nie, was die resultaat net so goed soos in die jare wat hulle wel die produk gebruik het. So 2 jaar gebruik, 3de jaar nie gebruik nie, 23% opbrengsverhoging, kan jou duidelik illustreer die bene wat die ding het. Die biochar het 'n leeftyd van 10 tot 100 jaar en die vulkaanrots gaan lewe vir 100 tot 1000 jaar. So as jy die goed toedien, gaan jy definitief oor die langtermyn bou. So 'n hoendermis met bene. Beter as hoendermis. Right, so, jy weet al die goed is uitdagend. So as jy belangstel, ek meen doen 'n proef. Jy het nie veel om te verloor nie. Doen 'n proef, kyk of hierdie goed actually werk, want dit is nou net een van daai goeters wat jou in die toekoms meer volhoubaar kan laat boer. Dis die wat van ons spys af. Tot volgende keer. Groete.